Gys en Bianca gaan trou. Ja, jy het dit reg gehoor. Daai een sneetjie is genoeg om die hele Swarts familie hierdie week uitmekaar te laat spat. En glo my, dis nie eers die grootste geheim wat uitkom nie. Ok, so ons moet praat oor diepe waters hierdie week, want dit raak wild. As jy wil weet wat regtig in Boskruin aangaan, is jy presies waar jy moet wees. Hierdie week is plofbaar en ons gaan fokus op die twee storielyne wat almal aan die gons gaan hê. Gys en Bianca se skok-aankondiging wat die Swarts familie tot in hul fondamente gaan skud en die geheimsinnige reddingsboei wat vir Letty se sukkelende keffie gegooi word. Kan ons vir 'n oomblik eerlik wees, Gys en Bianca se verhouding was nog altyd 'n absoluut warrelwind. Een minuut is hulle smoorverlief en die volgende baklei hulle in die openbaar, terwyl Zelda iewers in die agtergrond staan en wag vir kans om Gys haar terug te wen. Ons het gesien hoe Gys weer by Bianca probeer aanlê, maar niemand en ek meen niemand kan voorspel wat hierdie week gaan gebeur nie. Die week skop af met Gys wat maandag vir Bianca 'n baie vreemde aanbod maak. Wat kan dit wees? Nog 'n besigheidsvoorstel, 'n belofte? Teen Dinsdag kry ons die antwoord en dis 'n groot een. Hulle gaan trou. Hulle deel die goeie nuus met die kinders en soos verwag is die reaksie alles behalwe positief. Dis hier waar my kop 'n bietjie begin spin. Hoekom nou? Is hierdie 'n skuif uit liefde of is dit Gys wat probeer om sy lewe en sy beeld weer in orde te kry? Is Bianca wel die ene wat daai beeld kan regkry met al haar geraamtes in die kas? Ons weet klaar, Pam is dadelik diep ontsteld, by die oorlog tussen haar en Bianca net erger gaan maak. Dit lyk nie of enige van die kinders enigstens gelukkig is nie. En dan is daar arme Zelda. Nadat sy weer haar hart op die tafel gesit het vir Gys, is sy Dinsdag aand heeltemal plat geslaan. Sy sien die gevaar en waarsku Gys direk teen Bianca. So, die groot vraag is Gys so oop of word hy gespeel? Wat dink julle was daai ongewoon aanbod wat dit tot alles gelei het? Maar hou vas, want dis nie eers al die drama nie. Terwyl die Swarts familie ontplof, veg iemand anders vir haar besigheid se lewe. Arme Letty is op die breedpunt met die keffie se skuld. Ons het gesien hoe sy spartel om kop bo water te hou en hierdie week lyk dit of haar gebede verhoor gaan word. Uit die bloute verskyn daar Dinsdag 'n stille vernoot wat al die skuld betaal. Letty is natuurlik oor die maan en dink op Woensdag haar probleme is verby. Maar julle ken ons diepe waters. Niks is ooit so eenvoudig nie. Loop dinge Donderdag ernstig skeef tussen Letty en haar goeie vriendin Sanet. So, hier is my prediction. Sanet is heel waarskynlik die stille vernoot en dinge gaan nie so goed vlot verloop soos wat hulle dink nie. 'n Mens moet eintlik nooit besigheid en vriendskap meng nie. En asof dit nie genoeg is nie, hier is nog 'n paar skokke. Seseko word hierdie week heeltemal van sy voete afgeslaan. Wat op aarde kan die kalm en beheerste Seseko so ruk? En moenie van Lucas vergeet nie. Hy het groot nuwe planne en probeer Gys oortuig om hom te ondersteun. Met al die drama in die Swarts huis, is dit regtig die beste tyd om met risiko-idees vorendag te kom. Hierdie week gaan ongetwyfeld alles verander. Die Swarts familie is op die rand van 'n burgeroorlog en Letty se droom kan enige oomblik in 'n nagmerrie verander. Nou wil ek by julle hoor. Wat is julle gevoel oor Gys en Bianca se troue? Is dit ware liefde of die begin van die einde? En wie dink julle is Letty se geheimsinnige vernoot? Gooi al julle teorie in die kommentaar onder. As jy van hierdie soort gesels en weeklikse spoilers hou, maak seker jy druk daai subscribe knoppie, sodat jy niks mis nie. Dankie dat julle saam gekuier het en onthou, in Boskruin is die diep waters altyd vol geheime.